vir beginners die tweede opname. Vandag lees ons oor Noag se ark en oor die toring van Babel. Noag se ark. Nadat Adam en Eva uit die tuin is nog baie mense gebore. Die mense het baie verkeerde dinge gedoen en van God vergeet. Behalwe Noag. Noag was baie lief vir God. God was hartseer omdat almal behalwe Noag van hom vergeet het. Hy het vir Noag van sy plan vertel om oor te begin. Bou vir my 'n ark, het God gesê. Ek sal vir jou sê hoe dit moet lyk. Noag het aan die ark begin werk. Toe die ark klaar was, het God gesê, gaan saam met jou familie in die ark in, wat 2 van elke soort dier saam. Diere het na Noag se nuwe boot toe gekruip, geseil, gehop en galop. Toe almal binne is, het dit begin reën en reën en reën. Die ark het hierdie kant toe en daardie kant toe gewieg op die water, wat al hoër en hoër gestyg het. Uiteindelik het dit opgehou reën. Alles was toe onder die water. Almal binne in die ark was veilig. Noag en sy familie was baie bly. Op 'n dag het Noag 'n duif gestuur om droë land te gaan soek. Dit het gevlieg en gevlieg, maar niks gekry nie. 'n week later het Noag die duif weer uitgestuur. Hierdie keer het dit vir Noag 'n olyftakkie gebring. Noag het gejuig, die water is besig om te sak. Die ark het uiteindelik op 'n bergtop gaan staan. God het vir Noag gesê om uit die ark te kom. Noag en sy familie het die Here geprys. God het 'n reënboog in die lug gesit. Dit was 'n teken van sy belofte om die aarde nooit weer met water te verwoes nie. Die hoë toring. Na die vloed het almal dieselfde taal gepraat. Daar was net een woord vir hallo. Daar was net een woord vir mamma en net een woord vir pappa. Die mense het gesê, as ons saamwerk, kan ons enigiets doen. Kom ons bou 'n toring tot by die hemel. Dan sal almal sien hoe goed ons is. Die mense het aan hulle toring gewerk. Hulle het dit hoër en hoër gebou en begin spog. God het nie gehou van die manier waarop hulle optree nie. Dit was asof hulle hom nie meer nodig gehad het. Toe maak God hulle taal teen mekaar. Wanneer hulle met mekaar probeer praat het, het dit geklink soos babbel. Almal was baie teen mekaar. Toe bestrooi God die mense oor die aarde, sodat hulle op verskillende plekke gebly het. Hulle kon nie meer die toring bou nie. Van toe af is die toring Babel genoem. Die einde. Ek gaan weer vir jou 'n bietjie doen, Ruby. Here, ek wil net weer vir Ruby kom seën, Here, met 'n goeie gesondheid en 'n goeie verstand, Here. Here, help haar ook om altyd vir u stem te luister. Al maak alles nie op daai oomblik baie sin nie. Soos as die water nog nie gekom het nie, maar mens bou 'n groot boot, Here, wat ons lewe deur geloof en nie deur wat ons sien nie, Here. En dat elke keer dat sy die reënboog sien, dat dit haar sal herinner, Here, aan u genade en u grootheid en hoekom dit belangrik is om na u stem te luister. Here, help haar ook in die paaie waar sy dalk mag loop, dat sy nooit op 'n punt sal kom waar sy voel sy het u nie nodig nie, maar dat sy altyd in haar hart sal weet hoe groot u is en hoe belangrik u in haar lewe is. Amen.